Goeiemôre ook van my kant af. My naam is Jaco Skutte en saam met Mariet vorm ons deel hier van die bedieningsspan by Doxa Deo George. So ons wil vir julle almal sê baie hartlik welkom. En as jy vandag saam met ons hier kuier, welkom. Ons lekker om jou almal hier te kan sien en om net so saam te kan wees. Nou ja, dis ons Paasvieringe. Dis Goeie Vrydag. En Sondag is die Opstandingssondag. So dit is 'n baie spesiale naweek. Ek dink dis die belangrikste gebeurtenis in die geskiedenis van die mens. Hierdie naweek het alles verander. As jy net daaraan dink, as hulle ooit vir jou vra wanneer is jy gebore, dan sê jy in 1972 of in 1960 of in 2004, 2010, 2020, dan dink jy terug. Okay, 2020 jaar terug of 1965 jaar terug. 1965 jaar terug, het daar iets gebeur. Daai gebeurtenis vier ons vandag. Jesus se dood en sy opstanding. Die geskiedenis van die mens het verander. Die toekoms van die mens het verander. Die rigting van die mens het verander. En ons wil vandag net vir 'n oomblik daarby stil staan. Ek dink is baie belangrik altyd dat 'n ou die opstanding, of althans die kruisiging en die opstanding, sien as een gebeurtenis. Baie keer wil ons dit skei, en as ons dit begin skei, dan kry dit partykeer kleintjies en dit kry verskillende betekenisse, maar is eintlik een gebeurtenis wat plaasgevind het en die klem ook op gebeurtenis. Iets het gebeur, daarom skryf ons daaroor. Iets het gebeur, daarom vier ons dit. So is baie belangrik dat ons dit sal sê. En ek wil vandag, daar's baie goed wat ek kan sê, maar ek wil vandag na een aspek kyk, en dis net wie het gekom en hoekom het hy gekom? Wie het gekom en hoekom het hy gekom? Want partykeer dink ek mis ons dit. Dis baie belangrik om te verstaan dat vir honderde jare voorspel die profete in die Ou Testament dat die geskiedenis van die mens, die volheid van tyd, alles loop op tot op 'n sekere dag. En daai gebeurtenis is nou hier. Daai gebeurtenis is nou hier. En wat baie belangrik is dat ons sal kyk na die Bybel oor waar het dit spesifiek plaasgevind, hoe het dit plaasgevind, wat het gebeur. Daai goed is verskriklik belangrik vir ons. Nou, as jy Johannes gaan lees, in Johannes 12, dan sal jy sien, hy sê, dit was die eerste dag van die fees van die Pasga. Onthou, die fees van die Pasga was iets wat hulle in daai tyd die Jode gevier het, en dit het hulle herinner, was 'n viering wat hulle gehad het, aan die storie van die Egiptenaars en die Israeliete en Moses. Moses wat gegaan het, die Here het hom gestuur, om die Egiptenare, om die Israeliete te bevry van slawerny, wat vir 400 jaar lang onder slawerny was. En dan ken ons almal die storie, die pla wat plaasgevind het, op die einde sê die farao, dis reg, en die aand voor hulle nou, hulle nuwe toekoms ingaan, dan sê die Bybel vir ons, moes hulle met 'n hisoptakkie, moes hulle die deurkosyne met bloed besmeer, dan het met 'n lam wat hulle geslag het, dan het gebeur, die doodsengel het gekom, hy het verbygegaan aan die deurkosyne, en die volgende dag het die volk nou vertrek, en is hulle nou op pad, na hulle nuwe toekoms toe, nuwe beloofde land, en alles wat toe daar plaasgevind het, die Rooi See, die Sinaï, die wet wat gegee is, alles wat daar plaasgevind, nou was hulle wat ingestap het, in hierdie nuwe toekoms wat God vir hulle gesê het, verlos van slawerny. Nou dit was die eerste dag. Sagaria sê wat baie belangrik is, wat ek en jy moet onthou, is hy voorspel honderde jare voor dit, hy sê wanneer hierdie dag, die volheid van die tye sal kom, sal hierdie Messias, hierdie gesalfde koning, hierdie Christus, hy sal inkom op 'n donkie in Jerusalem. Onthou, Jerusalem was 'n geweldige belangrike stad vir die Jode, dit was die stad van vrede. Dit was hulle stad, dit was die stad waar hulle geglo het, God bly. Dit is wat hulle geglo het. So dis baie belangrik dat die verlosser, want nou die volk weer begin uitroep en sê, ons soek verlossing van die Romeinse ryk. So hulle het weer verwag dat daar 'n Messias gaan kom, 'n redder gaan kom, 'n Moses gaan kom wat hulle gaan verlos. En nou bid hulle daarvoor. En dan weet ons dat die redder het gekom. Ons weet dat Christus het gekom. Maar kom ons lees die storie, en ek wil jou vandag deur die storie vat, want ek het vir jare lank gemis dat die hele storie van die kruisiging en die hele storie van die opstanding is eintlik 'n storie van 'n koning wat gesterf het en 'n koning wat opgestaan het. En hoekom moes dit 'n koning gewees? Wat was die rede? En daarby gaan ons bietjie later nou uitkom. Maar kyk nou mooi. Nou wat belangrik is om te verstaan is, daar was disippels
of apostels, disippels, mense wat saam met Jesus hierdie belewenis deurgegaan het. So as jy die eerste 4 boeke van die Bybel gaan lees, dan sit hierdie 4 ouens wat nou skryf, wat het hulle gesien en wat het hulle ervaar en wat het hulle beleef. So ek gaan vandag aanhalings doen uit elkeen van hierdie 4 ouens se weergawes, hoe hulle daaroor geskryf het. Matteus sê die volgende, hy was een van die ouens wat saam met Jesus hier geloop het. Jerusalem Paastyd ingegaan, fees van die Pasga. Hy sê dis belangrik dat hierdie persoon wat sal kom, wat nou die bevryding gaan veroorsaak, hierdie persoon, soos Sagaria gesê het, hy moet kom op 'n donkie. Hy sê, en dit het alles gebeur, sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is. Wat 'n profeet? Sagaria. Wat het die profeet gespreek? Kom ek lees gou vir jou. Sagaria 9 vers 9. Verheug jou grootloos, o dogter van Sion. Juig, o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou toe. Regverdig en oorwinnaar is hy. Nederig. Hy ry op 'n esel, 'n jong esel en 'n vel van 'n eseling. Dis wat die profeet sê, daar gaan 'n koning kom. Daar gaan 'n Messias kom. Daar gaan iemand kom wat die volk gaan bevry. Nou skryf Matteus. Hy sê Matteus 21, hy sê vir die dogter van Sion, hy sê kyk, jou koning kom na jou toe. Die hele storie van die kruisiging en van die opstanding gaan oor 'n storie van 'n koning. Is eintlik 'n storie van gesag. Jy sal sien hoe werk die kragte van gesag die hele tyd teen mekaar. Jy sal sien die hele verhoor wat in Jesus in die hofsaake waarin Jesus was, kom hy voor gesagspersone en gesagsorganisasies. Alles gaan oor gesag. Alles gaan oor 'n koning. Hy sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Sagmoedig. Hierdie koning is anderste. Hierdie koning kom in die teenoorgestelde gesindheid. Onthou was konings van daai tyd, hulle het nie omgegee oor die mense nie. Die mense het nie vir hulle saak gemaak nie. Het alles gegaan oor hulle en hulle welvaart. Hierdie koning is anders. Hy's nederig, hy's sagmoedig. Hy sit op 'n esel. Hy kom nie met 'n Ferrari ingery nie. Hy sit op 'n esel. Ja, 'n jong esel. En dan speel die volgende oomblik, nou kom hy in Jerusalem by die Olyfberg, kom hy nou af op die esel ingery. En dan die volgende oomblik, dan kom die ordes van gesag teen hom. Die Sanhedrin, die Joodse raad, die hoëpriester. Hulle neem hom nou gevange, want hulle maak sekere aanklagtes teen hom. Die grootste aanklag teen Jesus was, hy sê hy's 'n koning. Dis waaroor die storie van die kruis gaan. Dis waaroor die storie van die opstanding gaan. Dis wat die profete vir jare lank voorspel het. Hier gaan 'n koning kom. Hier gaan 'n koning kom. Nou kom hy. Nou kom hy na sy eie mense toe en sy eie mense word 'n probleem en hulle herken hom nie. Dis 'n storie van gesag. Nou word hy gevange geneem. Nou kyk nou hoe beskryf hulle die hofsaak. Markus, dis weer 'n ander volgeling wat ook saam met Jesus in hierdie storie was, 'n ander disipel. Nou bring hulle Jesus voor die hoëpriester. Toe staan die hoëpriester in die midde op en vra Jesus en sê, antwoord u niks nie. Wat getuig hierdie manne teen nie? Maar hy het stil gebly. Geen antwoord gegee nie. Weer stel die hoëpriester hom die vraag en sê, is u die Christus? Wat beteken Christus? Messias. Wat beteken Messias? Ek het al 100 keer vir julle gesê, gesalfde koning. Is u die gesalfde koning? Is dit u? Is u die seun van God? Onthou jy Daniël, onthou ons sal hierdie begrippe gebruik, die Christus, die Messias, die seun van God. In 'n Joodse kop kom watter tekste op? Daniël 7. Want hulle het baie Daniël, lees dit tot vandag toe. Lees hulle Daniël oor wat Daniël die profeet voorspel het en gesien het. Oor die konings en die koninkryke. Gaan dit nou vir jou lees. Is u die Christus? Is u die gesalfde koning, die seun van die geseënde God? En hier's wat Jesus sê, en dit kos hom sy lewe. Hy sê ek is. Dis ek. Dis ek. En dan sê hy die volgende. Hy sê, en julle sal my,
Die seun van die mens, onthou daai terme, seun van die mens, Daniël. Sien aan die regterhand van God, Daniël. Die magtige, hy haal Daniël aan. En hoe ek terugkom met wolke van die hemel. Nou, as ons hoor terugkom van die wolke van die hemel, dan hoor ons een ding. Dis nie hoe Jood dit gehoor het nie. Want toe die Jood daai tweede gedeelte hoor, toe dink hy aan een ding. Daniël 7, kom ek lees dit vir jou. Daniël 7 het Daniël 'n visioen. Dis 'n visioen van 4 diere, dis van monsters, dis van kragte wat hierdie wêreld beheer. Dan sê hy, daar gaan 'n tyd kom, wanneer daar iemand gaan kom, wat hierdie kragte, wat die wêreld beheer, en die mense in slawerny hou, en hulle onderdruk, en maak dat hulle nie regtig kan leef nie, en sê wat gaan aan, hierdie heersers, hierdie monsters, hierdie magte. Hy sê, daar gaan iemand kom, daar gaan trone wees. Hy gebruik meervoud. Wie gaan op die trone wees? Die een op die troon, God die Vader, die ander een, die Messias, die seun van God wat sal kom. Dan sê hy, ek som dit net vir jou vandag op, vers 13. In my visioen, daardie nag, het ek iemand in die wolke in die lig gesien. Dis hoe hulle dit verklaar. Iemand wat soos 'n mens lyk. Soos die seun van die mens. Jy sien hom daarvoor. Dis wat Markus aanhaal. En hy het gekom tot by die Ancient of Days, die oue van dae. En hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom, wie is hom? Hierdie een wat sal kom, hierdie gesalfde koning, die Christus, die Messias. En hulle het aan hom gegee heerskappy en eer en koningskap. En al die volke en die nasies en die tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie. Onthou jy, hy daai ander koninkryke en die ander monsters vernietig. En sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Is u die Christus? Is u die gesalfde een? Is die een wat ons verwag het? Ja, ek is. Ja, ek is. Wat doen die hoëpriester? Jy kan verder gaan lees, ek kan nie alles vir jou lees nie. Hy skeur sy klere. Hy kan nie glo nie. Hy sê dis godslastering. Nou die volgende oomblik, nou vat hulle Jesus. Hy was nou by die hoëpriester. Nou vat hulle hom. Nou vat hulle hom na Pilatus toe. Wie was Pilatus? Die Bybel sê hy was die goewerneur. Hy was deur die Romeine aangestel. Hy kon 2 dinge doen. Hy was die goewerneur, hy het gesag gehad. Maar hy was ook in daai tyd, was hy ook die landdros. Hy kon 'n hofuitspraak gegee het. Onthou, die Jode was 'n volk onder die Romeinse ryk. Die Romeine het hulle eintlik verdra. Hulle kon nie hofuitspraak, hulle kon nie 'n landdrosfunksie vervul nie. Hulle kon mense arresteer, hulle kon, soos Jesus, hulle kon hom laat slaan het, maar hulle kan nie 'n hofuitspraak oor hom gegee het nie, want hulle het nie daai mag, daai gesag gehad. So al wat die Jode nou kon doen is, hulle moet nou hierdie ou wat sê hy's 'n koning, hulle moet hom nou vat na iemand wat 'n hofuitspraak het. Dit was ook interessant, die Jode, die Sanhedrin en die Fariseërs en dit, hulle kon nooit saamwerk nie. Hulle was altyd teen mekaar, wie is die sterkste, wie is die dit. Maar in hierdie geval, hier is ons nou 'n gemeene vyand, so hulle werk nou saam teen hom. Hulle werk nou saam teen Christus. Nou vat hulle hom, nou sleep hulle hom daaraan. Nou kom hulle met hom aan daar by die goewerneur Pilatus wat ook die landdros is. Nou kyk hoe beskryf Lukas, een van die ander disippels, die historietjie. 23, hy sê, en hulle het hom begin beskuldig en gesê, ons het gevind dat hierdie man die volk verlei en verbied om aan die keiser belasting betaal. Onthou, Caesar was alles. Daar was net een koning, Caesar. Hy het koninklike gesag gehad, kanon gesag. Terwyl hy sê, hoor, hier is die klagte. Wat sê hy? Hy self Christus die koning is. Dit was die hele issue, was 'n gesags-issue. Dis hoekom hy gekruisig is. Dit was 'n issue van die koningskap. Paasfees gaan oor een ding. Wie is die koning? Die issue met Jesus was die feit dat hy gesê het, hy's die Christus, die gesalfde koning, die Messias, die een wat die volk sou kom bevry het. Toe vra Pilatus hom en sê, is u die koning van die Jode? Hy antwoord hom, kos wees hy dood. U sê dit, ek is, u sê dit, ek is. 'n ander ou, Johannes, wat ook al saam met hulle geloop het, hoor hoe beskryf hy hierdie storie. Johannes 18. Pilatus gaan toe weer in die goewerneur se paleis
en roep Jesus en sê vir hom, is U die koning van die Jode? Jesus antwoord hom, sê U dit uit Uself, of het ander U dit van my gesê? Pilatus antwoord, is ek dan 'n Jood? U volk en die owerstes het U aan my oorgelewer. Wat het U gedoen? Kyk wat sê Jesus. Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, hy sê, sou my dienaars gekom het en vir my beklei het. Onthou jy op 'n dag, toe kom Petrus daar aan, toe hulle Jesus wou arresteer, toe pluk hy sy swaard uit, die kap hy ou se oor af. Toe vat Jesus weer sy oor, pres die, plak hom vas, dankie Here, hy was daar, en hy ou se oor deur die lewe gegaan. Hy plak weer sy oor vas. Hy sê vir hom, Petrus, ons doen nie dinge so nie. Ek is 'n ander tipe koning. Ek het 'n ander tipe koninkryk. Ek het 'n ander tipe manier hoe ek goed doen. Soos in die hemel is so op die aarde. Doen dit anders. Hy sê, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Pilatus sê toe vir hom, is U dan tog 'n koning? Jesus antwoord, kyk wat sê hy vir hom, Jesus. Hy sê, U sê dat ek 'n koning is. Hy sê, kom ek vertel jou dan. Hy sê, hiervoor is ek gebore. En hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Om van die waarheid te getuig. Wat is die waarheid? Ek is 'n koning. Ek is die Christus. Ek is die Messias, waarvan al die Ou Testamentiese boeke sê hy gaan kom. En nou is die volheid van die tyd hier. Dis ek. Ek is daai persoon. En toe, uit die aard van die saak, toe sê Pilatus, nee, ek kan niks teen hierdie man vind nie. Toe sê hy, julle Jode moet maar te maak soos julle wil, as julle hom wil kruisig, kruisig hom. En toe kruisig hulle hom. Toe kruisig hulle die koning, die Messias, die een wat hulle eintlik moes red, van die Romeinse ryk. Toe kruisig hulle hom. En in die kruisiging, is dit vir my interessant, hoe hulle met hom gespot het. Alles van 'n koning, 'n kroon, doringkroon, 'n staf, scepter, koning, sit hulle 'n gewone staf. Hulle buig voor hom neer. Matteus 27 sê dit, en hulle sê, hulle val op hulle knie, wees gegroet, koning van die Jode, purper kleed. Ons binner wat ons vandag spesiaal het maak, het is presies daai simbole. Daar is die kroon. Dit praat van sy koningskap. Die purper kleed, die doringkroon, die kruis, die spykers, die bloedspatsels. Maar hulle het nie besef nie. Hy is regtig 'n koning. Maar juist deur sy lewe te gee. En toe aan die bokant van die kruis, toe sit hulle die klagte. Dit waaroor die hele storie gaan. Dit waaroor Daniël gesê het, hier kom 'n ander koning. Hierdie koning se heerskappy sal vir ewig wees. Toe skryf hulle dit bo aan sy kruis. Lukas sê vir ons so mooi, hy daar gestaan, hy het gesien. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Grieks en in Romeins en Hebreëus. Hy is die koning van die Jode. Hy is die Messias. Hy is die gesalfde een. Dit was die klagte. Dit was alles 'n stryd oor gesag. Nou is my vraag, hoekom? Hoekom? Want hy sê in Daniël, hy sê, luister, die dag as ek koning word, gaan ek al die koninkryke wat in hierdie aarde is, wat dink hulle kan mense beheer, al die koninkryke wat daar bestaan, gaan ek vernietig, en ek sal die enigste koning wees. Dis hoekom hy aan die einde van sy lewe uitroep en sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Dis hoekom Efesiërs 1, waaroor ek laas jaar die hele jaar met jou gepraat het, vers 10 sê, met hierdie doel, dat alles in die sienlike en die onsienlike, alles in die hemel, alles op die aarde, onder sy voete verenig sal word. Dis was die rede. Kyk hoe skryf Johannes dit, nog een van die ouens wat daar rondgestaan het. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou, nie eendag nie, nou. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. Die American Standard Version sê dit so mooi. Now shall the prince of this world. Die English Standard Version sê so mooi. Now will the ruler of this world. Die ander vertaling sê, for this moment, everything in this world is about to change. For the ruler of this dark world will be overthrown.
Die koning het gekom en die koning het gesterf. Hoekom? Een rede, sodat die ander heersers van hierdie wêreld se mag gebreek sal word. En hierdie koning het gekom en vir ewig hulle mag gebreek. En soos Moses deur sy bloed is ons bevry, ons as mense, sodat ons nou kan instap in hierdie nuwe toekoms saam met God. Dis hoekom Jesus aan die kruis uitgeroep het in Johannes 19, dit is volbring. Ek het alles bereik, ek het alles gedoen moontlik, sodat ek my mense kon bevry van wat? Van die mag, van hierdie rulers, hierdie monsters wat hulle wil beheer, sodat hulle nie volledig mens kan wees, sodat ons nie hierdie aarde in besit kan neem nie. Ek het hulle bevry van hierdie mag. Dit het alles gegaan oor mag en gesag. Die koning, die aanklagte. As ons vandag dink, dan dink ons aan hy wat gesê het, dit is volbring. Die koning wat gekom het, en nou skryf Paulus vir ons baie mooi, hy sê, jy moet onthou net in daai oomblik 2000 jaar terug, nie nou, daai oomblik, was jy ingesluit. Jy het saam met hom gesterf, jy stap saam met hom op. Jy het niks gedoen nie. Paulus skryf in Romeine 3, hy sê van vers 23, 24, hy sê ons almal het gesondig, en dan breek ons aan die heerlikheid, ons almal het ons doel gemis, sonde is hamartia, om jou doel te mis, ons almal het ons doel gemis, en dan breek ons aan die heerlikheid van God, want dis wat God wil doen, hy wil sy heerlikheid hier kom vestig, hy wil elke area van hierdie samelewing vul met sy gewig, met sy krag, wil hy vul, hy sê dit breek, hy sê maar nou word hulle, vers 24, Romeine 3, 24, maar nou word hulle, sonder verdienste, jy doen niks, jy het niks gedoen nie, jy sit hier, sonder verdienste, deur sy genade, gereinig, as gevolg van wat hy gedoen het, jy word gereinig, geregverdig, dis wat God kom doen, dis wat die Messias, hy het ons kom bevry. Kyk hoe sê die Hebreërs skrywer dit, Hebreërs 2 vers 14 en 15, dis wat hy kom doen deur sy dood, dit was 'n stryd oor gesag, die koning het gekom, sodat hy deur sy dood, die een wat oor die dood mag het, dit is die duiwel, kragteloos kon maak. The prince of this world, wat hy kom vernietig. En sodat hy hulle, wat uit vrees vir die dood, hulle lewe lank in slawerny verkeer het, Moses, slawerny, dis ons, doel gemis, slawerny, kon bevry. Die wat ons in die tronk gehou, sy mag is gebreek. So that through the death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil, and set free the people who all their lives long were under the power of slavery because of the fear of death. Hebreërs 2, 14, 15, Kolossense 2, 15, skryf Paulus dieselfde. Hy sê, en die skuldbrief teen ons, die skuld, die skaamte, die seer, wat met sy insetting ons vyandig was, die het hy uitgedelg en weggeruim, die het aan die kruis vastenaal, nadat hy die owerhede en die magte uitgekleed en hulle in die openbaar tentoongestel het en daardeur oor hulle getriomfeer het. Wat skryf Paulus in Korintiërs 1 Korintiërs, ek dink is 2 vers 8. Hy sê, luister, kom ek vertel jou 'n ding, as Satan die plan van God verstaan het, sou hy hom nooit aan die kruis gekruisig het. Want dit is deur die gesalfde koning wat gekom het en kom sterf het. Het hy die mag, die heersers, het hy die koningskap. Die koningskap is nou vir altyd by hom. En nou kom Jesus, en hy sê, ek wil vir julle iets doen, dat julle altyd sal kan onthou, wat my dood beteken. Ek gaan vir julle 'n simbool instel. Ons noem dit nagmaal. Hy sê, want elke keer, as julle van hierdie brood eet, dan dink julle aan my liggaam, wat vir julle gebreek is, sonder verdienste. Vir hierdie rede het ek na die wêreld toe gekom. Dan drink julle na die tyd, drink julle uit die beker uit druiwesap. Hierdie druiwesap is my bloed, wat vir jou gevloei het. Dis die Nuwe Testament, dis die nuwe ooreenkoms, dis die nuwe toekoms. Kyk, ek gaan alles net maak saam met jou. Dis wat dit is. En jy gebruik hierdie simbole. Hy sê,
skryf Paulus vir ons in 1 Korintiërs 11, hy sê, dan dink julle aan die dood van Christus. Wat is die dood van Christus? Daar sê ek vir 5 vers 7, hy sê, want ook ons paaslam is vir ons geslag. Wie is die paaslam? Die gesalfde koning. Want dis wat Christus beteken, is nie sy van nie, gesalfde koning. Is vir ons geslag. Die paasstorie, Paasfees is 'n bevrydingsstorie. Paasstorie gaan alles oor mag en gesag. Die Paasstorie die Pasga gaan oor die Paasstorie, oor die koning, die gesalfde een wat gekom het. Die prys betaal het. Teenoorgestelde gees vir ons gegee is, sodat ons bevry kan wees. Te verlos van die mag. Die mag. So ek het so gedink, ons gaan vanoggend nagmaal bietjie anders te gebruik. Ek wil hê jy moet gaan en die simbole gaan vat, net die brood, vir jou 'n stukkie brood en die druiwesap, en hou dit net by jou. Dan gaan Arno hulle vir ons 'n lied sing, dan gaan ek nog vir jou so 2 of 3 skrifte lees, dan gaan ons dit saam gebruik, maar vat net vanoggend die simbool, en hou hom net vir 'n oomblik vas, stukkie brood, die wyn. Paulus sê, dan herdenk ons die dood van 'n koning. Van 'n koning, namens ons. Die koning gaan deur sy dood, het hy 'n oorwinning behaal oor die heerser van die wêreld. Die simbool wat hy vir ons gegee het, wat ons vashou, die brood, die wyn, die dink aan die dood. Deur die deelname bevestig jy eintlik dat jy bevestig dit, dis die aankondiging van sy dood, en dis die vernietiging van die heersers. Jy bevestig sy koningskap. Jy bevestig dat die owerhede in die lig vernietig is. Ons as mens is vir altyd verlos. Petrus was een van die ouens wat daar rondgehang het, ook van sy disippels. Hy beskryf die gebeurtenis as volg. Hy sê, julle weet tog, dat julle nie met verganklike middele soos silwer en goud losgekoop is, uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Sonde, doel te mis te trap. Hy sê inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die gesalfde koning, die lam, wat vlekkeloos en sonder gebrek is. En nou deur dit te aanvaar en deel te neem, kan ons nou as vry mense deelneem aan hierdie ete. En hoe die ete ontstaan. Ek lees dit net vinnig vir jou hoe die ete ontstaan het. Jesus hulle in die nag voordat hy gekruisig was. Voordat hierdie hele verhaal wat ek nou vir jou gespeel het afgespeel het, was hulle in die bovertrek. En daai tydse mense, hulle het so om die tafels gelê en geëet en gekuier, maar soos ons noem dit dan vandag se term, hulle te braai gehad en hulle het lekker saam gekuier. In die volgende oomblik skryf een van die ouens wat daar om die tafel gesit het, ou Matteus, en hy sê, kom vertel hulle wat gebeur het. 26 sê, en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, die nuwe ooreenkoms, wat vir baie uitgestort sal word, tot vergifnis van sondes. So ons geniet dit vandag saam, die koning wat sy lewe kom gee het, sodat ons kan vry wees en die mag van die heerser vir ewig gebreek kan word.
Paulus skryf, as julle so by mekaar kom, gebruik dit dan saam. So, kom ons gebruik dit dan nou saam. Jy is welkom. Vat vir jou van die brood, eer daarvan. Sy liggaam, elke keer, vir ons, vir my, die koning, het homself kom gee. So kom ek gekom het na hierdie aarde. Na die tyd, sy bloed, wat ons bevry van die las, van ons gewete.